Hallo graad 12's, welkom by nog 'n video van die aanse series oor arbeid, energie en drywing. In hierdie 8ste video wil ons berekeninge doen van arbeid verrig deur al die nie-konservatiewe kragte wat op 'n sisteem inwerk. Ons gaan nou 'n formule aflei waardeur ons direk die arbeid verrig deur nie-konservatiewe of eksterne kragte kan bereken. In die vorige video het ons afgelei dat in 'n sisteem waar nie-konservatiewe kragte teenwoordig is, meganiese energie, dit is kineties plus potentiële energie, nie behoue bly nie, alhoewel die totale energie van die sisteem behoue bly. Ons begin met die arbeid-energiestelling, W net gelyk aan delta EK, en vervang W net met W van konservatiewe plus W van nie-konservatiewe kragte. Die konservatiewe krag waarmee ons werk is gravitasie-krag. En in video 7 het ons ook afgelei dat die arbeid verrig deur gravitasie-krag vereenvoudig kan word tot minus die verandering in potentiële energie. Ons kan dan hierdie uitdrukking vir WC terugstel in die eerste vergelyking en dit bring ons by WNC gelyk aan delta EK plus delta EP. Hierdie staan bekend as die arbeid-energiestelling in die algemene vorm. Ons kan dit vir onsself in woorde omskryf, naamlik dat wanneer verskillende kragte op 'n voorwerp inwerk, is die arbeid verrig deur die nie-konservatiewe of eksterne kragte, dit is soos wrywingskrag of 'n toegepaste krag, gelyk aan die verandering in die meganiese energie van die voorwerp. Dit is dan die verandering in kineties plus verandering in potentiële energie. Indien ons in 'n geslote sisteem werk met geen eksterne kragte nie, dan is WNC gelyk aan 0 en dit bring ons dan weer terug by die behoud van meganiese energie. Kom ons kyk saam na hierdie uitgewerkte voorbeeld in die 3-in-1 studiegids op bladsy 1.54, voorbeeld 3. Susan kom op haar fiets aangery teen 'n snelheid van 10 meter per sekonde en bereik die onderpunt van 'n 8 meter helling. Sy ry dan vrywiel tot by punt E aan die bopunt, terwyl daar 'n wrywingskrag van 20 Newton op haar inwerk. Wrywingskrag is dan 'n nie-konservatiewe krag. Die ander krag wat arbeid verrig is gravitasiekrag, wat 'n konservatiewe krag is. En ons sal ook haar snelheid aan die bopunt van die helling bereken. Ons gaan eers die arbeid verrig deur gravitasiekrag en die wrywingskrag bereken. Arbeid verrig deur gravitasiekrag kan ek vind deur die gravitasiekrag afwaarts en die vertikale hoogte opwaarts te gebruik en hierdie waardes in die arbeidformule in te stel. Dit bring my by minus 882 joule. Andersins kan ek FG parallel gebruik en die skynsvlakverplasing van 8 meter. Ek gaan eers net FG parallel bereken en dan stel ek ook FG parallel, die skynsvlakverplasing en cos 180 grade in. Dit bring my by dieselfde antwoord van minus 882 joule. Die gravitasiekrag en verplasingsvektore is in teenoorgestelde rigtings, so daarom die negatiewe antwoord. Die arbeid verrig deur wrywingskrag bereken ek deur die wrywingskrag, skynsvlakverplasing en cos 180 grade in te stel en dit is ook 'n negatiewe waarde. Ek kan nou die snelheid aan die bopunt van die helling kry. Ek weet dat die arbeid verrig deur nie-konservatiewe kragte is, maar die arbeid verrig deur die wrywingskrag en ek het reeds die waarde daarvan bereken. Ek het die verandering in die hoogte, waardeur ek die verandering in potentiële energie kan kry, en ek kan nie die verandering in kinetiese energie uitbrei. Ek het reeds die beginsnelheid aan die onderpunt, so daaruit kan ek dan die snelheid aan die bopunt van die helling kry. Dit vereenvoudig tot 8,08 meter per sekonde opwaarts met die helling. Die vraag was verder of die meganiese energie behoue gebly het, maar die antwoord is nee. 'n Deel van haar kinetiese energie by punt D is gebruik om die wrywingskrag te oorkom en haar meganiese energie verminder nou met die arbeid verrig deur die wrywingskrag. Hier volg nou 'n paar huiswerkvrae in die 3-in-1 studiegids. By oefening 9 kan jy vraag 1 op bladsy 1.58 probeer, asook vraag 37 op bladsy 1.75.
Sodra jy klaar is, kontroleer die antwoorde op bladsy 1.68 en 1.85. Kom ons kyk nog saam na een voorbeeld in die 2-in-1 studiegids op bladsy 13, vraag 54. Hier is 'n reddingshelikopter wat 'n groot krat, massa 50 kg, laat sak. Op 'n hoogte van 20 meter is die snelheid 2 meter per sekonde, maar dan kom dit tot rus op die grond. So daar is dan 'n negatiewe versnelling. En hulle sê dat lugweerstand nie geïgnoreer kan word nie. Ons wil eers die term nie konservatiewe krag definieer, 2 nie konservatiewe kragte identifiseer en dan die arbeid verrig deur die nie konservatiewe kragte bereken en laastens ook die versnelling van die krat terwyl dit tot die grond laat sak word. Stop die video 'n tydjie, beantwoord die vraag en speel dit dan verder om jou antwoorde te kontroleer. 'n nie konservatiewe krag is 'n krag waarvoor die arbeid verrig om die voorwerp tussen 2 punte te beweeg afhanklik is van die roete wat gevolg word. Baie belangrik om al hierdie regte terme in jou definisie te hê. Die nie konservatiewe kragte is wrywingskrag, die lugwrywing en ook die spanningskrag in die tou. Ons het die beginsnelheid sowel as die eindsnelheid op die grond en ook die beginhoogte en die eindhoogtes. Daardeur kan ek die verandering in kineties en die verandering in potentiële energie bereken. Ek stel die waardes in en doen die berekening. Daar was 'n afname in snelheid, sowel as 'n afname in die hoogte. So my arbeid verrig deur die nie konservatiewe kragte is dus 'n negatiewe waarde. Ek wil nou die versnelling bereken, terwyl die krat laat sak word. Ek dink daaraan, dat indien ek F net kan kry, en uit Newton 2 is dit gelyk aan M maal A, dan kan ek dalk die versnelling daaruit kry. Maar F net kan ek weer kry van 'n W net, en W net is gelyk aan delta EK. So ek begin met die arbeid-energiestelling, ek brei W net uit per definisie, is dit gelyk aan F net delta X cos theta, ek stel die verplasing en die kos 180 grade in, ek het alreeds die verandering in kinetiese energie bereken, F net werk dan uit op 'n krag van 5 Newton. Dit moet 'n krag opwaarts wees, so opwaarts is dan positief, en nou kan ek net F net gaan deel deur die massa, en hieruit kry ek die versnelling van 0,1 meter per sekonde kwadraat opwaarts. If you found this video useful, give it a like and subscribe to our channel so you don't miss any new episodes. Follow us on Instagram or Facebook to stay on top of the latest TAS news and launches. So that's it for now from The Answer Series, your key to exam success.